Net voor 4 uur op die Bulgarian Stadium, dis Pikke wat die lood gewen het en besluit het om af te skop. Geleenthede wat in hulle gebied word. Daar gaan John Kubeka, wat die span op die veld. Dit gaan 'n titanische stryd wees. Onthou net dat Pikke die huidige Suid-Afrikaanse universiteite kampioen is. En dit gaan nie 'n maklike taak wees vir die tuisspan van Raiders nie. Soos ek gesê het, span van Pikke onbekend, wat afgeskop deur hulle nommer 10. Onder die bal is die posisie doen baie goed. Wens op wat 5-6 tree. Manbaksak, Marco Alves uit na John Kubeka toe, is in sy kwartgebied. Dan besluit hy om te skop. Hy kry nie die spal uit en net beter in die kwartgebied waar die bal vast gevang deur Pikke. Hier kom hulle. Vorentoe 'n steekskoppie. Marco Alves onder die bal en dan gee hy weer na John Kubeka toe. John Kubeka toe na Asia-Afrika. Asia-Afrika wat die bal regskop nie. En is die nommer 8 van Pikke wat die bal deurskop. En ons die lyn staan so 4-5 tree van die doellyn van Raiders af. Die bal met ingegooi in hierdie lyn staan. Dis 5 minute. Minder as 5 minute in die eerste helft dan Pikke op die aanval. Reinhard Roelofse wat die bal met ingooi in die lyn staan. Dis 'n kort lyn staan wat gevorm word deur Raiders. Skeister is nie tevrede met sy manne. Julle moet 1 meter apart wees. Kom ons kyk. Bal word ingegooi. Word agter die lyn staan ingegooi waar Marco Alberts die bal kry. Brendan O'Donoghue nie meld. Marco Alberts nie. Maar die skeister blaas op sy pleitjie. Jy moet lekker as die bal nie skool reguit ingegooi was in die lyn staan nie, is dit 'n vaste skram. Vaste skram so 6-7 meter van die doellyn van Raiders. Pikke op die aanval in die eerste paar minute van hierdie eerste helfte. Nommer 9, ons vra weer 'n verskoning, ons het nie 'n spanlys van Pikke nie. So ek praat man met die nommers van Pikke hier vandag. Nommer 9 van hulle wat die bal met ingooi. Skeieregter is tevrede en die bal kan ingegooi word in die skram. Kom die bal Pikke het hom. Goeie skram deur Pikke. Wag vir die bal. Kom die bal uit aan Pikke se kant. Nommer 12 op sy rug. Ingaan. Kom die bal weer uit. Pikke wat daar aanval. Na aanval loods. Raiders wat verdedig. Bal kom 'n bietjie stadiger dan Pikke kan kom hy weer uit. En hier is 'n geleentheid vir Pikke. Pikke wat basies stap oor die doellyn. Die eerste punt in die wedstryd word aangeteken deur hulle regtervleuel. Pikke wat voorop met 5 punte teenoor geen van Raiders. Van die afskop af Pikke goed gedoen het. Balbesit beheer het. Fase na fase opgesit het. En het einde van daai fases wat hulle opgesit het, word hulle beloon deur die 3 wat gedruk word deur hulle regtervleuel. En hulle verdien die voortoon die stadium. Pikke 5, eerste 3 van die wedstryd. Raiders nog geen punte. Pikke moet nie vergeet die Suid-Afrikaanse universiteite 2023 kampioene. En hulle speel hier teen 'n oop span. Raiders van Johannesburg. Weer eens om verskoning, ons het die spanlys van Pikke nie. Ons gaan hulle maar herken deur hulle nommers. Nommer 10 op sy rug, kom vorentoe, hy skop. Wat maak hierdie bal? Bal is links verby en die telling bly Pikke 5, Raiders geen. Iewers het iemand seer gekry. Plaatsvervanger wat op die veld gaan kom deur Pikke, lyk na bloed. John Kubeka wat afskop. Kom die bal hang hoog. Hy steek beter in die kwartgebied van Pikke waar hy die bal vasvat, die word vasgevang deur Reinhard Roelofse. Beweeg met die bal, Pikke wat skoon maak. Kom die bal uit agtertoe. Nou word geskop deur Pikke. Mafundo Machelita.
met die bal in die hardhoek. Hy is net binnekant die 10 gebied van Raiders. Raiders pak saam, kom die bal uit. Agtertoe, nie skoon by mooi aangee. Nicolela Dennis met die bal in die hande uit na Bio Singingi. En daar trek Bio, so by een man gee die Brendan Odonigi toe. Raiders het saam pak daar, hulle wil die bal. Hek kom hier na John Kobeka toe. John Kobeka daar. Word vastgevat daar. Kom die bal hier Elberts. Kobeka. Afrika. Daniels poog om weer gapen te gaan, kan nie terecht kry nie. Kom die bal weer uit aan Elberts se kant. Kobeka toe. Kobeka met die bal op sy voet. Skop hy hoog op. Bal is uit by die kwartgebied van Pikke bal, die bal vastvat. Hier kom Pikke. Nommer 10 op sy rug, skop hy die bal uit. Gaan hy dit uitkry. John Kobeka is daar. En John Kobeka wat net die bal laat uithardloop. Gaan hy vinnig ingooi wag? Nee, hy besluit hier net. En Pikke is daar. En tog doen hy dit. Hier kom hy uit na Asia-Afrika toe. Asia-Afrika skop die bal so woer skop hy. Die bal is net binne kan die halfveld van Pikke waar die linkervleuel van Pikke die bal in die hande kry. Probeer om by 1-2 manne te gaan waar die bal vasgevat. Bal kom uit en vir 'n oortreding deur Pikke is daar strafskop aan Raiders. Lyk asof hulle oor die bal geval het. Skeieregter wys die teken. En heel moontlik na verligting gebring vir Raiders. Rugby wat dit gespeel word in die eerste helfte van Raiders. Marco Elbers met die bal in hande gee en sy kaptein John Kobeka. Wat heel moontlik gaan kyk hoe ver die bal kan uitskop en verligting vir Raiders kan bring. Kobeka op sy linkervoet skop die bal uit. Hy so 8 meter binnekant die halfgebied van Pikke waar die lynstand gaan moet plaasvind en Raiders die bal in die lynstand ingooi. Renat Olofsen met die bal in die hand. Hou die bal omhoog. Wag vir sy voorspelers om in te kom. Weer 'n korsel en Raiders. Sy presies in doel oor die bal kan regvat teen agter sit Bafundo Macheliti. Elberts, Kobeka. Kobeka na Chumani Giatu. Elberts, Kobeka weer. Machelita na Calamandino. Hy ongelukkig trap hy by kan die net so 6-7 meter by in die kwartgebied van die Pikke. En as 'n weer 'n lyn staan in hierdie geval is 'n Pikke wat die bal in die lyn staan met ingooi. Pikke wat die bal hier voor op nommer 2 vat kom hy weer na agterlyn toe. As 'n pot wat gevorm word deur Pikke. Raiders verdediging is daar. Pikke weer nog 'n pot. Ongelukkig vir hulle slaan die bal in. En vir die aanslaan is daar vaste skram. Raiders wat so 6-7 meter buite die kwartgebied van Pikke is vir die eerste keer in die eerste helfte onder 10 minute oud. En ons kyk hoe die geleentheid gebruik gaan word. Manne pak saam, skeieregter wag vir hulle. Hulle is nog te gereed nie. Dan kom die call van die skeieregter af. Man is gereed. Marco Elbers met die bal in sy hand. Gooi in. Wag vir die bal, 'n goeie skram deur Raiders. Elbers uit. John Kobeka. Kobeka wat nie seker is wat hy wil maak met die bal en gee die bal uit na Afrika toe. Afrika wat daar vasgevat word, kom die bal weer in Kobeka. Elbers toe. En wat aangeslaan het Bafundo Machelita. Pikke wat die besit van die bal beheer. En hier kom Pikke weer. Die skop deur hulle loskakel nommer 10. Vio Singingi met die bal. Skop hy. Gaan hy verligting bring vir Raiders? Ja. Bal is net so 8 tree binne kan die halfgebied van Raiders uit. Wat die volgende lynstand gaan plaasvind. Pikke wat voorloop in hierdie wedstryd met 5 punte teenoor geen van Raiders. 'n 3 wat gedruk was deur hulle regtervleuel en ons op die lyn staan. Pikke wat die bal met 'n goeie lyn staan gooi in. Word mooi gevat deur Pikke en hier kom hulle uit. Agterlyn. Pikke het op die bal word vasgevat daar op die 10 tree van Raiders. Brendan Odonigi wat baie prominent was en hy wil weer vasgevat deur Nicolela Daniels. Hierdie keer weer Pikke wat bal besit en hier kom hulle uit die agterlyn toe. Word vasgevat deur Wiel.
bly op sy voete bly staan, dis die Pikka speler senter dan kry Raiders die bal. En hier kom Asie Afrika, skop die bal. Nie 'n goeie skop deur hom, hier kry die bal uit en Pikka weer die bal. Hulle word vasgevat net so 7-8-3 by die kan die kwartgebied van Raiders. Pikka op die aanval. En hier kom die bal uit weer na die agterlyn toe. Nie 'n goeie aangee daar nie. Maar hulle bly behou van balbesit. Weer 'n oortreding in die loskram deur Pikka en weer is dit 'n geleentheid vir John Kobeka. Tikskoppie, verder dat James Wester en dan trek James Wester. Hy's by 1 vir 2, hy het ondersteuning aan die binnekant. James Wester nog steeds vir die bal, word nie vasgevat. Val op die, daar kry die bal weer uit. John Kobeka is daar, het die bal. John Kobeka na Wilhelm na Nebe toe. Gaan met die bal, hy word vasgevat. Plaas die bal terug en weer 'n strafskop van Raiders. Raiders in die stadium so 10 tree van die doellyn van Pikka af is. Telling in die stadium Pikka nog steeds 5, Raiders nog 1 punte. Raiders op poog met 'n teenaanval. Kon die bal skoon nie kry nie en is geleentheid wat daarmee verlore gegaan het. John Kobeka met die strafskop. Besluit om die bal uit te skop. En ons lyn staan so op 5 tree van die doellyn van Pikka af. Reinhard Olofse wat die bal met ingooi in die lyn staan. Lyk na plaasvervanger hier vir Pikka. Nee, dit was die I think it was the bloodbin. Olofse. En Ndlovu, kry nie die bal skoon nie. Kry Mafunu die bal in die agterkant van die lyn staan. Iemand van Pikka wat aan die pad is daar van Marco Alberts. Weer eens het hulle die bal. Raiders daar, die manne woel daar. Hulle so 4-5 tree van die doellyn van Pikka af. Nog steeds Raiders met bal in besit van die bal. Bal kan uitkom, is Keiser het bevel. Raiders het vorentoe beweeg. En as hulle vasgeskram, so 5 tree. Of is dit kortarm? Ja. Weer Raiders, Willem Nebe. Kan nie aan verby 3-4 verdedigers van Pikka gaan nie. Alberts, steelkant om. Word vasgevat, Raiders is weer daar. Het die bal, Alberts weer. Ver uit na Daniels toe. Daniels wat probeer om die regapen te gaan, kan nie reg kry nie. Raiders wat nog steeds besit het van die bal, Nebe. Uit na Vio toe. Vio met so steekskopie deur. Gaan dit goed gedoen wees? Nee, Pikka wat besit het. Hulle kan verligte wing vir hulle span hier so. En hier kom Pikka. Hulle is buitekant in hulle kwartgebied. Die man aan sy buitekant dan gee die bal uit. Aan die binnekant toe. En dan trek Pikka. Nommer 11 van Pikka. Aanval. Dat is 'n 3 vir Pikka. Verdediging wat omgeskep word in aanval. Pikka wat steelkant om beweeg. 2-3 aangee. Raiders wat absoluut onkan gevang word daar. Mens bitter dan door de Raiders balbesit gehad het vir die 2, 3, 4, 5, 6 fases. Hulle die balbesit verloor. Pikka dit omskep in aanval. En 'n pragtige 3 kom dring deur 'n linkervleurie. Nommer 11 is die rug van Pikka. Pikka 10, Raiders nog geen punte. Steelkant wat absoluut kaal gelos was die Raiders. Pikka die gaping gesien. Steelkant om beweeg. En hulle tweede 3 aangeteken in die wedstryd wat omtrent 10 tot 15 minute oud is. Nommer 10 op sy rug. Hy kan 'n 12 maak. Kom vorentoe. Skop hier die bal. Ja, hy is hoog en suiwer tussen die pale deur. Pikka 12. 2-3 teenoor die geen van Raiders. 1 doelskop. Raiders wat 'n bietjie stadig vorentoe beweeg. Pikka wat al reeds gereed is vir hierdie afskop. Raiders wat 'n bietjie traag is om die afskop toe te kom. Kobeka met die afskop.
Hier kom Quebec in die afskop, sy span is agter met 12-0. Een van die beste afskoppartijes in die kwartgebied van Pikke. En hier kom Pikke. Gevonden Machalita. Skara wat niet tevreden is nie, want het lijkt niet alsof Machalita beter was met die ingooi nie. Leinster was al reeds gevormd. Pikke weer op die aanval. Het kan problematisch wees, want ik denk niet Machalita was uit nie. Die grensrechter het gerekend dat hij uit was. En als gevolg van dit is Pikke nou weer eens op die aanval. Diep in die kwartgebied, so 6-7 tree van die doellijn van Raiders af. Kom Pikke met hierdie teenaanval. Loskrim wat gevormd was. Pikke met die bal. Kom voor met een maalbeweging, kan hy die bal skoon nie kry nie. Hulle wag nog steeds vir die bal. Kom die bal uit Pikke se kant. Weer 'n pot wat gevorm word en dan kom Pikke. Hulle nog steeds bal besit. Wat gaan gebeur? Hulle hakke by die bal het. Hy word gestop. Millimeters van die doellyn af. Skeieregter beveer dat hy opgehou was. En dat is de vaste scrum. Zo 5 tree van die doellijn af van Raiders. Recht onder die palen. Waar Pikke weer eens die bal met ingooi in die los in die vaste scrum. Lijkt alsof iemand van Pikke bestering opgedoen het. Dus weet niet wie dit is nie. Marco Elbas met die skeieregter praat. Klinkt niet gelukkig oor iets nie. Daar kom een geel kaart van Willem Nebe. Niemand weet waarvan het kom nie. Nebe niet tevreden nie. Hy sê dit vir die skeieregter, oké, jy het my 'n geel kaart gegee. Ek weet nie waarvoor nie. Maar kom ons doen dit. Kom ek stap af. Ek hoop nie die besering is te ernstig nie. Noodhulp manne is daar rondom hom. Nodige mediese personeel is daar. En ons hoop nie dit is te ernstig nie. Maar ons het 'n onophoud in die spel as gevolg van 'n besering. Pikke baie meer konstruktief is met die uitvoering van hulle wedstrydplan. Raiders inteendeel 1 of 2 goeie pogings aangewend het na die Pikke doellyn toe. Nie suksesvol was met dit nie, as gevolg van blaatante hanteringsfoute. Ja, ons kan maar net sê dat Willem Nebe 'n geel kaart gekry het, maar niemand weet waarvoor die geel kaart was. Was dit chirping? Was dit 'n ander oortreding? Of waarvoor dit was nie? Maar in die stadium weet ons net nie hoekom dit was nie. Ek weet dat Marco Elbas wel met die skeieregter gepraat het. Ons is hier daarna by, ons kon nie hoor wat daar gebeur het nie. Maar ek kan val ook dat die skeieregter nie 'n geel kaart gaan uitdeel as dit nie nodig is nie. So die dissipline van Raiders moet streng handhaaf word. Want dan kan nie span punte kos aan die einde van die dag. Pikke wat 'n strafschop kry. En as 'n lynstaan wat so 5 meter van die doellyn van Raiders afgevorm word. Hulle loop nog steeds voor met 12 punte teenoor die geen, 2-3, 'n doelskop. Teenoor die geen van Raiders. Kom die lyn staan. Pragtige spring. Skeister het nou hier oortreding sien, lyk die manne was hy 5 meter weg nie. Weer 'n strafschop van Pikke.
Pukka gaan weer proberen met de lijn staan. Raiders mannen wat een beetje ongelukkig lijken, hulle bestaan niet. Wat daar gebeur het nie. Pukka wat recht achter die lijn staan en hier kom die maalbeweging van Pukka. Hulle is so 2-3 tree van die doellijn van Pukka af, van Raiders af. Skeiters se hand kom alweer uit vir 'n strafskop of iets. En dan word er 3 aangeteken deur Pukka. Raiders spelers wat nie gelukkig lyk op die oomblik nie. Pukka 17, Raiders geen. Derde 3 van Pukka. Kom eens kijken, die derde 3 verdoel wordt. Een van die 3-3 was verdoel. Heel moeilijk kan hierdie ene ook verdoel worden. Maar die telling zijn afskuif na Pukka 19, Raiders geen. Kom voor de skop. Ja, hij is tussen die palen deur. Pukka 19, Raiders geen punten. Moet nie vergeet die Pukka, die Suid-Afrikaanse universiteitskampioene vir 2023. Is nie 'n maklike taak vir 'n oop klap. Om deur hierdie gedigte spanne te kompeteer nie. 17-0, eerste helfte. Kom ons kyk wat Raiders kan doen. Bal word diep afgeskop deur Kubeka. Pukka wat die bal het. Binnekant hulle kwartgebied en besluit hulle om te hardloop. En die kom Pukka. Kom Pukka. Hulle het die bal. Nog steeds bal besit. Hulle kom weer. Hulle is net byte kan die 10 tree stippellyn in hulle eie helfte. En nog 'n strafskop teen Raiders. Die soveelste in die eerste paar minute van die eerste helfte. Raiders sal hulle dissipline moet aanhaf. Indien hulle wil in kontak wees met hierdie wedstryd. So was 'n strafskop aan Pukka. Bal word geskop. Ja, hy is hoog en suiwer, hy is so 2 tree by die kwartgebied van Raiders. Waar Pukka weer die bal met ingooi in die lyn staan. Volgende lyn staan. Pukka weer eens op die aanval. Dissipline van Raiders met deurentyd hierdie wedstryd aanhou word. Strafskoppe word uitgegee na mening. En Pukka kapitaliseer op daardie strafskoppe. Oortredings van Raiders in die stadium. 'n Beachvoordeel, absoluut Pukka se kant. Hulle is weer net binnekant die kwartgebied van Raiders. Waar hulle nommer 7 vasgevat word. Gaan af. Waar gaan die bal uitkom? Kom weer uit aan Pukka se kant. Hier kom Pukka. Weer nou overlap. Nog 'n 3. Baie maklik. Baie maklik. Pukka in die stadium trek die manne in. Sprei die bal uit. Create overlap on outside. And he's gone and dusted. 24 points. 22 points with a conversion to come. And Pukka already having a bonus point in this game. It's not going to be easy throughout the day. Not going to be easy. Number 10 is back, come forward. It's another conversion. Score moves up to 24-0 to Pukka in this first half. First half not even 20 minutes old. Desperate call from spectators asking Raiders to come on. But I don't know if that's going to be good enough for the duration of this game. 24-0 to Pukka. Pukka using every opportunity to score tries. Again in net 22. And here comes Pukka again. 1, 2, 3 missed tackles. Pukka again with the ball. Good play in the ruck.
Here he come again. One pot form. Will he get it out again? Pucker. Yes, here he come again. Again overlapped on the right hand side. Raiders losing contact on defense here. Pucker wat aanslaan daar. Bal wat nie skoon opgetel word deur Raiders nie. Bal wat aangeslaan deur Raiders. En dan is het 'n vaste skram. Vir die aanslaan deur Pucker. Wedstrijd wat totaal in beheer is van Pucker. Raiders wat basiese foute maak. Pucker wat een aanval na die ander loods. Raiders 2 tot 3 keer in die kwartgebied van Pucker. Kon nie die geleentheid in punte omskep nie. Hulle is nou weer eens vir die soveelste keer binnekant hulle eie halfgebied. Marco Elvis wat die bal ingooi in die lyn staan. En sorry, jammer in die skram. Agterop vertel die Brendan O'Donoghue. Galela Daniels daar, wat die bal kan uitgee na sy linkervleuel daar nie. Elvis weer met die bal en dan John Kubeka. Jumani Gia met die bal. Raiders wat weer beweeg. As die Afrika. Pucker wat daar spook op besit van die bal. Kyk daar het sê nee mannetjie, jy is onkant, jy val oor die bal. He's slowing the ball down. For that offense, there's a scrum, a penalty given to Raiders. John Kubeka decided 4 or 5 meters inside his own half to kick a goal. Is this the right decision? Is it the wrong decision? Maybe it would have been a good thing to put Pucker under pressure in their own 22. Sending out a signal that, yeah, we're also here 4 or 5 meters from your try line. Maybe trying to convert, instead of having 3 points, convert it to 7-pointer. John Kubeka het verlede week baie goed geskop. Kom ons kyk wat maak hy met hierdie skop. So 5-6 meter binnekant sy eie halfgebied. Kom vorentoe en skop in hierdie bal. Wat maak die bal? Nee, hy trek hom regs verby. Geleentheid daarmee heen. Voordeel is dat Pucker in hulle eie kwartgebied. Vir die eerste keer in 'n lang tyd is hulle daar. Word afgeskop. Wie oor die bal in die hand het. Kom hy. Sluit hom met ver uit te gee na Kubeka toe. Kubeka kom, is 1-2 manne. Gaan deurgee vir Elwits. Elwits ver uit na Jumani Gia toe. Kry die bal in aan die Elwits weer. Kubeka. Kom hy uit na Kalamadimo. Hardop in die bal. Loskram word gevorm. Een of ander onverklaarbare rede kry Pucker hierdie bal uit die loskram uit. Pucker wat besit die bal, is dit binnekant die lyn 10-3 lyn. Gaan verby een man. Olofse wat nie kan vasvat, die 2, 3, 4. Hy het nog steeds wat vasgeval daardeur as die Afrika. Bal in besit. Raiders wat die bal besit terugkry die loskram uit. Hulle het die bal weer. Afrika ver die Chivanga toe wat die bal kan skoonvang. Bal wordt aangeslaan en hier komt Pucker weer eens. Hulle is binnekant die net buite het kwartgebied van Raiders waar daar gegaan wordt, nommer 14 op sy rug. En die man drafstap deur vir nog 'n 3. Drafstap deur vir nog 'n 3. Raiders wat net swak verdedig in die stadium. En dit gee Pucker die geleentheid om nog 'n 3 te gaan aanteken. Nie 'n goeie storie vir Raiders in die stadium nie. Eerste helfte nog nie eens klaar nie. Die telling sal reeds 25 punte teenoor die geen van Raiders. 5-3 wat aangeteken word deur Pucker. Raiders wat in die stadium lyk asof hulle nie 'n teenaanval het vir die aanslag van Pucker nie.
Kom die doelskop. Hy sakkoor. Dis sakkoor. Lyk asof hierdie mannetjie glad nie kan beskop vandag nie. Pakke wat al regte waar mok maak op die veld. 32 punte. Eerste helfte nog nie is verby nie. Raiders wat nog geen punte het in hierdie wedstryd nie. 80% van hierdie wedstryd word van die eerste helfte gespeel in die helfte van Raiders. Pakke vir die eerste keer Brandon Donniekie wat die bal af kry daar van die afskop af. John Kubeka met die bal in aan. Geen 18. Probeer die regaping gaan. Geen vir Colelle Daniels. Verder de Asia-Afrika toe. En dan trek Asia-Afrika. Kan dit die eerste punt wees? Ja! Asia-Afrika wat baie mooi doen. Gaan die regaping. Word vastgepak. En hy gee eenvoudig net die bal aan Malco Jalbers. Wat ondersteun. En Raiders het hulle eerste punte op die telbord. 32-0. Wat verander na 32-5, wat baie beter is. Dis 'n geleentheid vir John Kubeka om die 32-5, 32-7 te kan maak. Baie mooi gedaan van die afskop af. Raiders balbesit gekry het. Bal het uitgekom. Asia-Afrika wat baie mooi gehardloop het daar, die regaping gegaan het. Die bal mooi uitgegee het na Malco Jalbers toe wat geondersteun het. En Raiders se eerste 3 is op die telbord. John Kubeka kom vorentoe in die skop. Ja, hy suiwer tussen die pale deur. Met die standaarde van John Kubeka was daai net 'n formaliteit. Ja, Raiders het die eerste telling met telbord 32-7. Is beter as 32-0. Let's make sure! Raiders wat vir die eerste keer in die wedstryd bloed geryk het. Hulle is agter met 32 punte deur die 7 van Pikke. Pikke wat binne afskop. Die kom jy afskop, nommer 10 op sy rug. Daar kom jy afskop. Hy is net buitekant die kwartgebied van Raiders waar Mfundo Machalicha die bal vasvat. Kom hy deur, is op die 10 Christopher van Raiders. Hy soek ondersteuning. Swak aangee daar uit. En dan het Asia-Afrika die bal in die hande. Hy word vasgevat in die binnekant van Raiders. Sy halfgebied, skeieregter wat wys dat het 'n hoogvat was. Mfundo Machalicha baie prominent van die afskop op daar. Hy het omtrent so 20 meter gewen vir sy span. En is 'n strafskop van Raiders. John Kubeka kan nie sy oordeel verstaan nie. Miskien 'n kantlynskop sou baie beter gewees het. Hulle is agter met 32 punte teenoor 7. Die man het 'n goeie voet aan hom. Sy strafskop van so 52 meter. Binnekant sy eie halfgebied. Hy besluit om pale toe te skop. Kom ons kyk wat gebeur met hierdie strafskop. John Kubeka wat diep asemhaal, konsentreer. En beweeg hy vorentoe en hy kom hy met die skop. Hy skop, hy tref. Is dit goed genoeg? Is dit suiwer genoeg? Dis langs verby. Langs verby. Het is belangrik dat Raiders in die halfgebied van Pikke moet bly. Pikke moet nou weer uitskop het hulle kwartgebied het. Maar miskien sou die oordeel beter gewees het as ons 'n kantlynskop weer eens gehad het. Hier kom Pikke met die teenaanval. Skop af van hulle kwartgeleenel. Wiel, Alberts, Kubeka. Afrika wat weer eens aanslaan. Pikke besit van die bal en hier kom Pikke.
pot wat gevorm word deur Pikka, hier kom hulle. Nommer 8 met baie prominent is daar. In die teenaanval. Pikka nog steeds in besit van die bal. Hier kom hulle weer nog 'n pot. Daar kom Pikka, Raiders wat weer eens moet verdedig. Pikka weer met die bal besit. Hulle kom nog steeds. Kom Pikka. They have overlap on the outside. There they go again. Pikka again. Easy meat for Pikka. Easy meat. John Kubeka wat die bal gehad het. 2-3-3 beweeg het voordat hy die bal uitgegee het vir Asia-Afrika. Asia-Afrika met man net voor hom aangeslaan in die bal. Pikka het voordeel die beweging uit geniet. En 'n teenaanval geloods wat ons skep was in 'n 3. 'n baie maklike 3 vir Pikka. Teenaanval. Weer eens dissipline van Raiders wat nie gehandhaaf word nie. Telling skep op na 37 toe dit 39 word. Dis die telling in die eerste helfte. Drie word te maklik aangeteken deur Pikka in die stadion. Te maklik. Kom die doelskop. Wat maak dit? Is links verby. Trek die bal 'n bietjie. En die telling bly. Raiders 7, Pikka 36. Agterstand raak groter en groter en groter. Come boys, let's get this ball. John Kubeka met die afskop. Kom hier met die afskop, wat gaan gebeur? Vorige geleentheid het hulle punt aangeteken vir die afskop, wat weer eens dieselfde. Reinhard Olsen met die bal. Hy word vastgevat. Elvis met die bal. Jumani Gia. Wacht weer vir die bal. Elvis met die bal. Kubeka. Afrika. Nog steeds op sy voete. Dan beweeg hy so 3-4-3 binne kan die Kubeka weer. View Afrika. As geleentheid vir Raiders. Hy het Kulela Daniels, wat gaan hy maak van die bal? Kulela Daniels wat seker maak. Hy teken die tweede 3 van Raiders af. Wat baie mooi gedoen daar. Weer View again. Maar net 'n goeie wedstryd verlede week gehad. Teen UJ. Hy was ook die man wat seker gemaak het Raiders wen die wedstryd. Met 'n fantastiese 3 en die doodslike van die wedstryd. Hier is hy weer hier vandag. Halfpad hier gehad hom. Hy Kulela Daniels as hy beter kan gehad. Pragtig uitgegee na Kulela toe, wat so 6-7 meter genaal het en die tweede 3 van Raiders aangeteken het. Kubeka weer. Ek kan net nie verstaan hoekom hy die bal so ver terugvat nie. Hy kom Kubeka met die doelskop. 36. Pikka. 12 vir Raiders. Kan hy dit 14 maak? Kom hy voor toe, hy skop. Wat maak hierdie bal? Hy's hoog gesuiwer tussen die pale deur. Op waardevolle 2 punte vir Raiders. En die telling in die stadion. Steeds in die eerste helfte. Raiders 36. Jammer. Pikka 36, Raiders 14. Niks is verloren vir Raiders nie. Hulle is besig om manhaftig terug te veg in die wedstryd. Balbesit is belangrik. Oorleesvermoë is belangrik en hier kom jy afskop. Hoog en diep hang hy. Raiders wat die bal kan skoon van die afskop afie. Maar hy het besit van die bal. Of is dit Pikka? Pikka word besit van die bal van die afskop af. Hier kom Pikka. Aanslaan na die Pikka. Raiders stel die bal op. Loskram wat gevorm word daar. Elvis met die bal. Kubeka. Net beter kan sy kwartgebied dan besluit om te skop. Hy skop die bal. Die bal spat net. So 6-5-6-3 beter kan die kwartgebied. Baie gelukkig vir Kubeka.
En as 'n lynstaan wat gevorm moet word, so 6-7 tree by die kwartgebied van Pikke, waar Pikke self die bal moet ingooi. Telling 36 vir Pikke, 14 vir Raiders. Raiders wat speel teen die Suid-Afrikaanse Universiteite kampioene vir 2023. 36-14. Ja. Dis die situasie vir die Biljardien Stadium. Kom die bal Pikke, met die bal omhoog hou, gaan dit ingooi in die lyn staan, waar gaan dit was? Voor, agter. Wie agter in die lyn staan, kom Pikke met die bal, as dit binnekant hulle eie kwartgebied, hulle beweeg buitekant net so 2-3 tree, buitekant hulle 1 tree, eie 10 tree stip verleen, kom hulle weer. Nog 'n aanval wat deur Pikke geloods gaan word. Brendan Donahue wat daar vasvat daar, man vasvat, Pikke wat aanslaan daar, kyk dit is sy neer, is alright. Kyk dit sy arm wat uitgaan, wys 'n strafskop aan Pikke, hulle het voordeel het die beweging uit, kom hulle weer, aangee. Skeiersrechter wat reken dat dit voordeel was, aangee. Nog 'n strafskop aan Pikke. Vir die soveelste keer in hierdie wedstryd, 'n strafskop aan Pikke. Raiders moet hulle dissipline handhaaf. Hulle sal moet dit doen indien hulle hierdie wedstryd wil wen. Bal word weer uitgeskop. Maar sy eie 10 tree stippel in af. Dit is so 4-5 meter buitekant die kwartgebied van Raiders. Pikke weer op die aanval en die bal aangooi in die lyn staan. Hulle loop voor met 36 punte teen 14 van Raiders. Kan Raiders hierdie lyn staan verdedig? Pikke weer, heel moontlik 4 of 5 agter. Weer agter, 'n pragtige agter van die Esther Besisi. Balelle Daniels wat die bal kan skoonvat, die John Kobeka met die bal en dan gee weer na Daniels toe. Strafskop vir Raiders. Hier kom Suid-Afrika met die bal. Seri Chimanga. Brendan Donahue wat die bal kan kry in die aanval deur Raiders. Weer eens 'n aanslaan. Skeiersrechter baas op die vlekkie en is rustyd met Pikke wat voorloop met 36 punte teenoor 14. Weer eens, net voor rustyd. En hierdie wedstryd van afskop. Die gaan ook die tweede helfte begin. Kom die afskop. Tweede helfte wat begin. Bal wat die 10 meter getrek het nie. Pikke wat die bal kry. Kom uit die kant van Pikke. Losgemaal wat gevorm word, hulle voorspelers pak saam, kom die bal uit, skamskakel wat skop. So 'n bokskick. Maar Fundu wat die bal baie mooi vasvat aan Matsalitsa. Gaan vorentoe word 'n losbal. Rondom gevorm kom die bal uit die kant van John Kobeka. Kobeka help wat hier gaan gee aan Brendan Donahue. Hy gee dit daar vir Suid-Afrika en hier kom Raiders. Vandag hy daar Colin Daniels. Hy het ook steeds die bal in die hande. Kom die bal dan Donahue, Kobeka toe. As hy Seri Chimanga aan die binnenkant van Kobeka toe. En dan gaan Raiders. Eerste punt in die tweede helfte. Pikke 36. Raiders 19. Weet nie wat hulle afrat of hulle gesê het in hierdie tweede helfte nie. Dat is die eerste keer in 'n lang tyd wat Raiders in die eerste, tweede, derde minuut van die eerste helfte punt aanteken. Pragtig gemaak deur Raiders. Voorspelers en agterspelers wat baie mooi gekombineer het. En dit het gelei tot die 3 van John Kobeka. Goeie ondersteunende spel deur Raiders spelers. Brendan Donahue wat baie prominent was. So was dit as Afrika. John Kobeka wat besluit het om te ondersteun. En aan die einde van die dag het hy finale aangee gekry en hy kon die goeie 3 aanteken. Hy kom die doelskop. Sal baie beteken vir Raiders as hierdie doelskop oor kan wees. Hulle is agter met 36 punte teenoor die 19. Dit kan 21 word. Kom John Kobeka. Vorentoe hy skop ry linkervoet van hom wat bak hierdie bal. Hy trek dit links verby. Telling Raiders 19.
Pikke 36. Afskop. Dan kan die bal hierdie keer skoon van die Raiders. Spat af van Machalicha. Pikke weer met die bal voor die voete vir die eerste keer in die tweede helfte sal binnekant die halfgebied van Raiders. Hulle is 5-6 hier by die kant die kwart by Raiders. Ek kom die bal weer uit. Pikke nog steeds die bal. Hulle is net by die kant die kwart gebied van Raiders. Pikke weer op met 'n teenaanval. Hier kom Pikke. Dit gaan hulle maak hierdie keer. Word vasgevat deur Marco Alberts. Pikke nog steeds met bal besit en nie kom hulle is binnekant die kwartgebied van Raiders. Bal word uitgegee. Pikke nog steeds met in besit van die bal. Hy word opgehou deur Raiders. Hy word opgehou. Wat sê die skeieregter? Hy word nog steeds opgehou. Losgemaal wat gevorm word daar. Malbeweging. En na lang tyd besluit die skeieregter nie. Die man is opgehou en is ingooi deur Raiders. Pikke wat diep in die kwartgebied van Raiders is, so 8-9 tree buite die doellyn van Raiders. Pikke is binne bereik. As Raiders se Marco Alberts wat die bal min ingooi in hierdie vaste skrim. Vaste skrim wat gevorm word, wat gevorm moet word. So 8 tree van die doellyn van Raiders af. Pikke wat voorop met 36 punte teenoor 19. Raiders wat eerste bloed geryk het in die tweede helfte. Met 'n pragtige 3. Pragtig van 'n ondersteunende spel af deur John Kubeka, die kaptein van Raiders. Wat 'n 3 aangeteken het vir Raiders. Doelskop was ongelukkig mis. Vaste skrim wat gevorm is. Kyk dit gelukkig. Alberts wat die bal ingooi. Goeie skrim deur Raiders. Kom die bal uit ver uit na Wio2, ver uit na John Kubeka op sy linkervoet. Hy bring heel wat verlig op Raiders. En die volgende lyn staan. Dan so 6 tree binne, 16 tree binne kan die halfgebied van Raiders wees. Goeie skop vir John Kubeka. Bring heel wat verligting vir sy span. Lynstaan wat gevorm moet word en Pikke wat die bal in die lynstaan en ingooi. Bal wat dan gegooi ver agter die lynstaan weer eens. Pikke wat dit nog die hele dag doen. Kom die bal uit agterling toe. There's overlap. What's going to happen? Miss tackle. Brendan O'Donoghue wat weer daar is. Sukkel vir die bal. Pikke kan nie die bal uitkry en dis Raiders wat kom met 'n teenaanval wat geloods word daar. Lyk asof Raiders die bal het. Ja, hulle het die bal. Kom die bal uit ver uit na Marco Alberts die bal gekry en is Raiders oor sy wat bietjie skoon maak daar. As jy die zone Panzo toe. Hy bly op sy voete bly staan. 2-3 manne van Pikke wat daar rondom is. Raiders nog steeds vir die bal in besit. Marco Alberts wag vir die bal en gee dit uit ver na John Kubeka toe op sy linkervoet. En hy skop die bal uit. Die ver nie. Maar ja, op die kwartlyn van Raiders waar die volgende lynstaan in plaas vind en Pikke die bal in die lynstaan met ingooi. Raiders nog steeds tweede helfte die eerste punte wat aangeteken was. Tweede helfte wat so 8-9 minute oud is. En as 'n lyn staan Pikke op die kwartgebied van Raiders waar die volgende lyn staan plaasvind. Bal word nog gegooi vroeg voor in die lyn staan, kom die bal uit aan Pikke toe. Pot word gevorm. Hulle word vasgevat daar. Pikke nog steeds in bal besit. Nog 'n pot wat gevorm word. Hulle word weer eens vasgevat. Sukkel om die bal te kry en kom die bal weer uit aan Pikke se kant toe. Nog 'n John Kubeka wat iemand van Pikke daar vasvat daar. Pikke wat nog steeds beweeg. Hulle het nog steeds bal besit. Kom die bal uit weer eens aan Pikke se kant.
Hulle is so 2 tree binnekant die kwartgebied van Raiders waar die bal uitgegee word daar na nommer 7 toe. Hy beweeg so 2-3 vorentoe. 3 vorentoe. Raiders wat die bal kry. Pikke wat die bal besit kan hou nie. Maar vir die oortreding die aanslag van Pikke is daar vasgeskram. So 8-9-10 tree van die doellyn van Raiders af. Pikke nog steeds diep in die halfgebied van Raiders. Hulle is nou beweeg tot so 8-9 tree van die doellyn van Raiders af. Vasgeskram wat gevorm word. En dit is Marco Alberts wat die bal binne gooi in hierdie vaste skram. Die laaste paar minute is dit Pikke wat boer in die halfgebied van Raiders. Hulle is nou in die kwartgebied so 8-9 tree van die doellyn van Raiders af. Maar Raiders wat eerste punte in die tweede helft aangeteken het. Hulle is agter met 36 punte teenoor 19. Alberts wat die bal aangooi in die vaste skram. Goeie skram die Raiders en word opgetel Chubani Gia. Hy beweeg tot buitekant die kwartgebied van Raiders waar hy vasgevat word. Die zoon waar die bal in die hande kom uit na Alberts toe. Alberts uit ver uit na Vio toe. Vio besluit om hard nog steeds voorbij 2 manne word hy vasgevat. Raiders steeds besit van die bal. Ongelukkig vir oortreding die Raiders. Bal wat hulle skoon gehad het. Hulle kon skoon gemaak het. Beweeg het hulle kwartgebied uit, maar hulle besluit om die bal te hou. Oortreding van plaas in die loskram. En is weer eens 'n strafskop aan Pikke. Pikke weer geleentheid om punte aan te teken. Wat gaan hulle maak? Hulle gaan nie paal toe skoppie. Die manne voel hulle kan nog 'n 3 aanteken. Hulle heel agter vir die bal uitskop. En is alleen staan so 5 tree van die doellyn van Pikke af. Raiders wat die geleentheid gehad het om met hulle kwartgebied uit te kon kom. En hulle besluit om daar toe. Vir daardie oordeel het hulle nou alleen staan wat gevorm word 5 tree van hulle doellyn af met Pikke wat die bal met ingooi in die lyn staan. Beide spanne wat plaasvervangers opbring op in die stadium. Almal lyk dan voor die manne. So op Eddie Karelse wat opdraf met sy nommer 22 nog gebeur. Wie gaan hy vervang in die stadium? Dit weet ek nie. Wat lyk asof John Kubeka die kaptein van Raiders vervang word deur Eddie Karelse. Eddie Karelse wat die loskakelposisie moet inneem. So ook Colella Daniels. Kubeka beweeg na center toe met Wiel. Colella Daniels wat afkom. Kom eens kyk wat gaan gebeur. Siebeltjes en Gloe wat prachtig doen nou op nommer 2 in die lyn staan vir Raiders. Was verdedigende lyn staan. Raiders wat baie mooi beweeg met die losgemaal. Hulle gaan op grond toe, hulle wag vir hierdie bal om uit te kom. John Kubeka wat daar staan, wag vir die bal. Nou weer eens 'n oortreding aan Raiders kant. Paar meter van hulle doellyn af. En dis Pikke wat die bal met ingooi en hierdie vasgeskram. Raiders wat die bal baie mooi skoon gevaar het in die lyn staan. Dit besit verloor het. En nou is daar vasgeskram. Manne wat vra vir die skeieregter, wat het gebeur? Die skeieregter word verduidelik. Lyk asof sy manne tevrede is en die skrim kan plaasvind. Diep staan die agterlyn van Potchefstroom Universiteit. Die Suid-Afrikaanse kampioene, universiteitskampioene van 2023. Raiders wat moet verdedig. So 7-8 tree van hulle doellyn af. Bal wat ingegooi in die skram. Goeie skram die Raiders. Hier kom die bal uit in Potche agterlyn toe. Hulle kry die bal. 1-2 misvat dat John Kubeka wat dat skoon maak. Kry die bal. Goeie verdediging die Raiders in die stadium. 2-3 manne wat daar rondom Pikke is. Eddie Karelse wat die bal kry daar. Daar goeie verdediging deur Raiders. Raiders wat die bal het. John Kubeka wat hom het. Hoe ver gaan die bal uitskop in die tweede helfte? Sy bal wat trek. Dat so binnekant die halfgebied van Raiders. Raiders wat die vinnig genoeg opstoot nie. Pikke toelaat om tot diep binnekant in die halfgebied te kan beweeg.
Pikke wat vastgevat word daar net so binnekant die 10 meter lyn van Raiders. Kom die bal uit en Pikke se agterlyn toe. Speel nog steeds, Pikke nog steeds met die bal in hande. Iemand wat oorgelaat word, John Quebec is daar, so Marco Elbers is daar, so Brendan Medonigi is daar, so. Kom die bal weer aan Pikke se kant. Helm Nebe, wat 'n man wat Pikke vasvat, kom die bal weer aan Pikke se kant. Pikke wat boer op die aanval in die stadium, hy word vasgevat daar. Losgemaak, wordt gevormd, kom hy weer aan die kant van Pikke, Pikke nog steeds met die bal in hande. Ongelukkig gaan die laaste aangeef verloren, balspat door die kantlijn. En er is een lijnstaan wat gevormd moet worden, met Raiders wat die bal in die lijnstaan binnen gooien. Maar baie goeie aanval wat geloos was door Pikke, 3, 4, 5, 6, 7 fases. Ongelukkig die laaste aangeef wat verloren gaan, balspat door die kantlijn. En er is geleentheid vir Raiders om die bal in te gooien in die lijnstaan. Lawazin om wat die bal met hem gooi, kry dit weer, die bal kom nie skoon uit aan Raiders se kant, die Pikke kry die bal in die lyn staan. Nie kom Pikke, alles binnekant die kwartgebied van Raiders, waar die nummer 8 nie vastgevat kan word nie. Pikke wat raas, Pikke het nog steeds die bal in besit, en nie kom Pikke, hulle is so 10, 12, 3 buitekant van die doellyn van Raiders, hulle nog steeds bal besit, Pikke weer met bal in besit, hier kom hulle. Hulle word vastgevat so 6, 7 tree van die doellyn van Raiders. Pikke nog steeds met die bal in die hande. Hy word teruggedra. En hier kom Pikke weer eens. Nog 'n aanval van Pikke. Het lyk gevaar vir Raiders. Ja, nog 'n geleentheid waar die man het. Nog 'n 3. Deur Pikke. Hulle eerste in die tweede helfte. Hulle loop voor met 41 punte teenoor 19 van Raiders. Dis aanval na aanval wat Pikke geloods het hier in die kwartgebied van Raiders. Ja, die dambal moet breek. En hy het gebreek. En dis eerste 3 vir Pikke in die tweede helfte. 3 elk in die tweede helfte. Maar Raiders wat manhaftig verdedig het. Hulle kon nie die gate toestop nie. En die een klein gaatjie wat daar was, het Pikke gebruik. En hulle het hom skep in punte. Maar dit is baie moeilik. Indien Pikke wyd beweeg. Hulle vleuels, nommer 11 en nommer 14, baie gevaarlik met bal in hand. En daar word aanhoudend geleenthede geskep vir hierdie agterlyn van Pikke om punt aan te teken. Voorspelers van Pikke wat 'n goeie fundament vorm vir hulle agterlyn om aanvalle te loods. Raiders nie altyd genoeg manne vir verdediging nie. Hier kom die doelskop. En hy is hoog gesyfer tussen die pale deur. Telling skep op na van 36 na 43-19. Eddie Carlos op die eerste keer in die wedstrijd met die afskop van die middellyn nou. Hier komt die afskop, sy bal wat hoog gaan. Bal het mooi geskop, Raiders voorspelers daar. Pikke weer die bal binnen, die Pikke wat vasthou aan die bal. Nommer 8 van Pikke wat vasthou aan die bal. Skeiersrechter wat blaas op die vlekkie. John Quebec, wat gaan balen te schop. Dan kom die teken van die skeiersrechter. Hulle is agter met 43-19. Quebec, linkervoet, kom hier vorentoe, hy tref en wat maak hier die bal? Hy is hoog gesyfer tussen die pale deur. Telling, Pikke 43.
Raiders 22. Raiders wat voorloop per punt in hierdie tweede helfte. 'n 3 en 'n strafskop. 8 punte teenoor die 5. Op sy 7 van Pikke. Hier kom die afskop. Bal word nie skoon gevat in Raiders nie. Sy posisie in Louisville. Vir die aanslaan het ons 'n vaste skram. Weer eens Pikke. Wat so 13 tree binne in die halfgebied van Raiders is. Afskop wat nie skoon was nie. Pikke vra vir 'n lyn staan. Hulle gaan die bal ingooi in die lyn staan. Kom ons kyk wat gaan gebeur in die lyn staan. Kom ons kyk wat gebeur in die lyn staan. Come on, Raiders! Come them, Raiders! Telling 43-22. Scramble 2. Skeiser nie tevrede nie. Plaas hand op sy vletjie. Skram wat gevorm moet word. Pikke wat die bal binne gooi in die lyn staan. Goeie skram die Raiders, baie goeie skram die Raiders. As Pikke weer met die bal, ongelukkig gaan die bal verloor. Brennan O'Donoghue. Maar en as verligting die Raiders van die volgende skram met plaasvind in die afskop. Nee, dis afskop. John Kubeka met die bal gaan hy diep in skop. Ja, hy skop diep in. Pikke wat besluit om uit te skop. Marco Alberts met die bal. En hier kom Marco Alberts. Waar toe gaan hy? Links, rechts. Sluit om daar te bly en dan kom hy het so 6-7 tree. Ishi Adams met die bal in die hand het. Matsalisa, sy precies om Louisville. Brennan O'Donoghue is daar, Ishi Adams. En daar kom Vio, John Kubeka. Asia-Afrika, Vio wat die bal kan skoon vat die. En as alleen staan, Raiders wat vinnig ingooi. Kom die bal uit die Karelse, John Kubeka. John Kubeka wat besluit om te skop. Hy skop die bal, gaan die bal uitrol weer. Hy rol nog steeds nie. Bal staan doodstil. Pikke bal wag vir die Raiders, man om te kom. Gaan hy dooddruk? Ja, hy druk dood. Afskop van die 22 af. Ja, mens wonder as Raiders hulle geleenthede gebreek het vandag. Baie aanslaane, baie strafskoppe wat hulle onnodig weggegee het. Op die telling nog steeds 43-22 sou gewees het. Maar goeie vertoning van Raiders teen hierdie universiteitskampioene van Suid-Afrika. Bal wat diep ingeskop, Ishi Adams wat afgaan. Kom Ishi Adams. Wat gaan hy maak? Hy gaan skop naar die kant erin toe. Dis 'n briljante skop deur Ishi Adams. Briljante skop. Hy skop die bal uit van diep binnekant sy kwartgebied. So 6-7 meter buite kan die kwartgebied van Pikke. Dis 'n geleentheid vir Raiders. Hulle is in die halfgebied van Pikke. Kom ons kyk wat hulle kan doen op verdediging. Pikke vir die bal en gooi in die lyn staan. Nog baie tyd in die wedstryd hoor. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Agter die lyn staan kan Pikke nie skoon vat en kry die bal wel in die hande. Al word gesukkel om die man vas te vat daar. Kom die bal weer uit aan Pikke se kant. Hier kom Pikke. Hulle sit binne die halfgebied. Hulle is binne die halfgebied van Raiders. Waar hulle losgemaak gevorm word. Hulle kry weer die bal en hier kom die bal weer aan Pikke se kant toe.
Pakka wat nog steeds met die bal het, as Ousies 7 meter binne in die halfgebied van Raiders en hier kom hulle weer met die bal. Nog aanval deur Pakka, een fase op die ander fase. Pakka weer met die bal in besit en hier kom hulle weer. Bal agteruit. Nou word gepop kan daarna trek. Pakka, hy word vasgevat so 2-3 van die doellyn af. Pakka nog steeds in besit van die bal en hier kom Pakka. Wat kan hulle maak met die bal? Hy word vasgevat deur Wiel, baie goeie oordeel deur Wiel. En as Raiders en John Kobeka met die bal tel. Skeister het hom weer eens aan kant. Skeister het hom weer eens aan kant. John Kobeka nie tevrede nie. Maar die diep van die ander kant, net binne kan die halfgebied van Raiders, is hy een van die Raiders spelers wat 'n besering opgedoen het. Ons kan nie sien in die stadium wie dit is nie. Ons kan nie sien wie dit is nie. Noodhulp is daar, mediese hulp is daar. Maar John Kobeka was nie, wat nie tevrede was met die oordeel van die skeieregter nie. Man is gereed. Swaai sy skouers so bietjie daar. Kan nie sien wie dit is in die stadium nie. Nou ja, skram wat moet plaasvind, met Pakka wat die bal moet ingooi. Onder die pale van Raiders, Pakka wat voorop in 43-22. Hulle weer 'n geleentheid met hierdie vaste skram om punte aan te teken. Agterlyn van Pakka wat verdeel staan, 4-2. Kom ons kyk wat hulle gaan doen met hierdie aanval. Raiders inteendeel 2-4. Weer 'n oordeel van Raiders. Goed was hy, skeieregter wat hard blaas op die vletjie. Lyk die voor hy. Pakka wat vir 'n vaste skram. Skeieregter wat duidelik aan Raiders daar iets. Lyk as die manne tevrede is. Hulle pak weer saam. Formasie van Pakka is basies 4 aan die linkerkant en 2 aan die regterkant. Raiders 4 aan die regterkant en 2 aan die linkerkant. Kom ons kyk wat kan die bal gaan uitkom. Lyk nie goed nie. Pakka met die bal. Skram word 'n bietjie geswaai, skeieregter nie tevrede nie. En hy vra dat die skam weer hervat moet word. Skrams wat heel wat tyd vat voordat gevorm kan word. Dis weer Pakka wat die bal met ingooi in die skram. Dis 'n paar tree van die doellyn van Raiders. Wie kom die skram? 4-2 formasie. Daar kom Pakka. Hy word ongelukkig vasgevat daardeur Chibanga. Strafskop aan die kant van Raiders. Die kant van ligting vir Raiders kom. Wat gaan hulle maak met hierdie bal? Hulle is al 5-6 tree van hulle doellyn af. Lyk na Isie Adams wat die bal gaan uitskop. Kyk of hy verligting vir sy span kan bring. Pakka wat die laaste 10 minute boer in die kwartgebied van Raiders. Isie Adams. Waar skop hy hierdie bal uit? Hy skop hom uit. So 2 tree buite aan die kwartgebied van Raiders. Raiders het die voordeel het om die bal in die vaste skram aan die lyn staan in te gooi. Pakka wat weer veranderings maak. Nommer 22 nog op die rug. Wat nommer 13 vervang. Pragtig daar gespring deur Sipisidon Ndlovu. Kom die bal uit Lawasi Ngobo, Isie Adams. Hy die kans wat die bal besit kan nou nie. Skeieregter het 'n oortreding gesien en dit is 'n strafskop weer eens aan Raiders.
John Kubeka, sy linkervoet. Goeie skop toe John Kubeka van die bringspel. Tot so 9 meter binne aan die halfgebied van Potchefstroom. Waar Raiders die voordeel het om die bal in die lyn staan in te gooi. Raiders wat kort lyn staan voor hom. Bal word nie skoon gevat voor nie. Dan kom die bal weer uit. En Gloof weer met die bal. Baie prominent in die tweede helfte. Is Adams. Eddie Karlse. John Kubeka. Had voorbij een man. Kan nie voorbij die tweede kom nie. Dan word hy vastgevat. Losgemaal wat gevormd is hy. Adams. View. Asia-Afrika. Mark Alberts. Nog een strafstuk op een Raiders. Maar goeie aanval wat geloods was door Raiders. Wat gaan die Adams maak? John Kubeka, kaptein van Raiders, wat besluit, hy gaan kantlyn toe skop. Hier kom sy skoppie. Ja, hy is ook 5 tree by die kan die kwartfiet van Pikke. En dit is 'n lang tyd wat Raiders weer net by die kan die kwartfiet van Pikke is. Laaste 10 minute of so was rugby gespeel in die helfte van Raiders. Kom ons kyk wat hulle kan maak. Dit raak donker op die Bulgarian Stadium. Maar dat is hier nog goed. Weer is die precision Gloof wat baie goed doen in die lyn staan op Raiders die middag. Pikke wat baie moment kyk, sy losgemaal. Er was een Gobo met die bal. Hy word vastgevat. Pikke wat die bal neem. Dat is weer Pikke wat kom hier zo met de teenaanval. Hier komt Pikke. Hulle is binnenkant die halfgebied van Raiders. Wordt vastgevat door John Kubeka. John Kubeka wat nie man kan vastvat nie. Marco Alberts wat verlichte bring daar. Kry die man aan en hier komt Pikke weer met die bal. Nog steeds Pikke met die bal. Hy wordt vastgevat daar zo. Raiders wordt man hardop verdedig hier zo. Aanslag die Pikke daar. Senzo wat die bal krijgt. Skop hem voor. En die Karlse wat prachtig omhaal. Baie prachtig doen die Senzo. Baie vinnig gedoen die Senzo sal Tuayo. Baie prachtig. En die Karlse, een van die kleinste man op die veld. Wat vinnig deur hardloop. Die skopje van Senzo sal Tuayo. En sy hande kry. En zo'n meter van die doelen was, gaan hij worden voor een prachtige 3. Raiders de tweede 3 in die tweede helft. Come on, Raiders! Another one, boys! Maar prachtige doen door Senzo Salatuayo. Goed gedoen door de Raiders. Wat verdediging omskep het een aanval. En hier voor de 6 punten aangetekend. John Kubeka. Hij maakt zeker met die doelschop. 7 punten bij voor Raiders. Raiders de tweede 3 in die tweede helft tegenover 1 van Pikke. Telling Pikke 43, Raiders 29. Een totaal van 72 punten wat in hierdie wedstrijd aangeteken is. Van Pikke van die afskop. Raiders wat die bal kry van die afskop af. Is Adams. Verheid uit die Karlse. Afrika wat vastgevat word. Kan die bal uitkry nie. Bly nog steeds op sy voete. Beweeg hy vorentoe. Raiders wat wacht. Is Adams. Pikke onkant. Tackle de roll away.
Strafskop aan Raiders. Raiders wat baie meer prominent is in hierdie tweede helfte. John Kubeka kan hy verligting bring vir sy span. Waar gaan hierdie bal uit? Die bal gaan uit so 5-6 meter. Net op die 10 tree te plein van Raiders. Maar Raiders wat meer en meer in die helfte van Pakke rugby spel. Goeie teken? Ja, dit is beslis. Kom ons kyk, sy precision Glowe wat baie goed op die lyn staan van Raiders hierdie middag. Het al 'n paar lynstande van Pakke gesteel. Kom hy weer eens skoon vir hom. Hier kom Raiders. Brennan Donahue. Sensus Valdueo op die veld te kom met 'n baie goeie wedstryd vir Raiders speel. Of een of ander onverklaarbare rede kry Pakke die bal in die hande. Dan word ons skop deur hulle skrimskakel. Waar gaan hierdie bal uitgaan? Oor die doordryf van Raiders. Panzo, Afrika. Besluit om die bal op sy voete sit. Waar gaan die bal uitskop? Baie goeie skop hier in Afrika. Hy skop die bal uit. Paar meter buitekant Raiders. Maar het lyk asof iemand aan die bal geraak het daar in die reël is. Dat as iemand aan die bal raak, kan jy nie van 'n ingooi loods nie. So ongelukkig vir Pakke. Hulle sal moet wag. Keiser het dit te sien. En die bal sal ingegooi word deur Pakke. Onder normale omstandighede. Pakke wat die bal kry die lyn staan het. Kom hulle weer. Pakke met 'n aanval. Hulle is binne in die helfte van Raiders. 2-3 tackles wat gemis word. Kom Pakke nog steeds met die bal. Die bal was uit. Keiser het beveel nie. Dis omkant, jy van die kant af gekom. Strafskop van Pakke. Ek dink daai bal was uit. Pakke wat besluit. Kanteling toe te skop. En hulle so 6-7 tree binnekant die kwartgebied van Raiders. Wat die lynstand gaan plaasvind. En Pakke die bal in die lynstand binne ingooi. Die beligting by die Bulgarian Stadium nie die beste nie. Hy kom die bal, die manne kan ook sien wat gebeur. Bal is spierwit. Losgemaal wat gevorm word. Maalbeweging van Pakke. Wat maak het? Ja, Pakke het hulle tweede 3 in hierdie tweede helfte. Telling skep op de 48 vir Pakke, 29 vir Raiders. Ek dink balbesit in hierdie twee helfte. In elk geval die hele wedstryd is belangrik. En elke keer wanneer Pakke nog balbesit gehad het hulle dit omskep in punte. Raiders inteendeel. Aansla, misvang, oordeelsvermoë. Nie 100% vandag nie. Maar aan die einde van die dag 'n baie goeie vertoning van Raiders teen die universiteitskampioene van 2023. Baie goeie vertoning. Baie min oop klubs kan huis toe gaan en sê dat hulle 29 punte teen Pakke aangeteken het. En dit is ook 4-3 wat Raiders in die stadium aangeteken het. 'n Bonuspunt teen Pakke. Dit wil gedoen word. Wel gedaan Raiders. Julle het dit gekry. Kom ons kyk wat julle kan doen in die laaste paar minute van hierdie wedstryd. As die veel tyd hoor nie. Pakke 48. Raiders 29. Maar wat dieper geskop deur uit die Karelsen. Kom jy nou waar van Pakke weer. Hard op basis die hele span van Raiders. Soek jy vir ondersteuning aan sy buitekant. Kry nie ondersteuning nie. Bal word vastgevat. Pakke wat weer die bal in hande kry.
En hier is geleentheid vir Pakka weer om punt aan te gaan, maar word vasgevat aan die ander kant. Cedric Chimanga wat goed doen daar, en ja, gaan hulle weer, Pakka weer, ja! Word 53. Sy nommer 8 van Pakka, wat nie vasgevat kan word nie. Hy is verby 2-3 manne. Kry aansluiting van die agterspelers af. En die rest is net 'n formaliteit. Te min verdedigers van Pakka aan die een kant, van Raiders aan die een kant. Telling Pakka 53. Met die doelskop wat moet kom, Raiders 29. Doelskop is hoor, Pakka 55, Raiders 29. Erik Carlos met de bal wat hoog hang. Pakka weer het skoon van die afskop af. Kom die bal beter aan Pakka se kant. Nog 'n pot wat gevorm word. Hulle word vasgevat. Kom Pakka weer met die bal. As weer 'n overlap aan die kant. Chimanga. Kom hulle vorentoe. Nog 'n vaste die Pakka. En hier kom Pakka. Zijn ze het zo haaien wat hulle vastvat daar. Pakka nog steeds in besit van die bal. Dat is burger naar Alphaville van Raiders en hier komen hulle weer. Hier komt Pakka weer. Nummer 14 op zijn rug. Dat trek hij. Voorbij een man. Voorbij tweede. Makkelijk. Hij swingt en hij stap nummer 14. En die telling raakt 60 voor Pakka. 29 voor Raiders. Dat is 3-3 en die bestek van 5-6 minuten wat Pakka aanteken. Tweede helft, ewe skielik oorheer is deur Pakka. Kom die doelskop. Nommer 10 op sy rug. Hy heel wat oorgesit vandaan, kom die vooruit skop hy. Ja nee, die man kan net nie miskop vandag nie. Dis einde dan vir die wedstryd wat gewen word deur Pakka. Raiders 29, Pakka 62. En dan sê dankie aan almal wat uitgekom het vir die dag. Ja, teleurstellend vir die Raiders ondersteuners. Maar wel gedaan Pakka. Suid-Afrikaanse universiteitskampioene. Wat Raiders oopgeklap van die Gou Leeu's dan wen met 62 punte teen die 29. Maar wel gedaan aan Raiders, maar naftageveg. Paar oorlogsfoute. Kon beter gewees het. Maar ja, Raiders kan trots wees op wat hulle vandag vermag het. Hulle verloor teen Wits. Hulle het UJ gewen en vandag verloor hulle teen Pakka. Wel gedaan Raiders. 2-3 teen universiteite. Nie te sleg nie. 1-3. Jammer, nie te sleg nie.
Wel gedaan. Wel gedaan. Wel gedaan, mannen.